Ons vertrou dat dit 'n geseënde oggend vir jou gaan wees saam met ons. Ons deel net 'n paar administratiewe reëlings voordat ons begin. As jy dalk 'n moederskamer kort, daar is een in die voorportaal gereed gemaak. En as jy 'n besoeker is hier by ons, of as jy nog nie ingeskakel het by die gemeente nie, of as jy nog nie ons kommunikasie per WhatsApp ontvang nie, dan wil ons jou nooi om 'n welkomkaartjie in te vul. Hulle is ook uitgepak in die voorportaal. As jy net jou kontakbesonderhede daar vir ons gee, dan kan ons 'n reëling tref om jou te help om in te skakel hier by die gemeente. Dan ook, ons neem nie kollekte op tydens die erediens nie, maar daar is 'n QR-kode in die voorportaal wat jy met jou slimfoon kan skandeer en dit sal jou dan lei na 'n veilige webtuiste toe waar jy 'n bydrae kan maak. Dan wil ons net 'n paar belangrike datums vir julle deurgee. Die eerste is ons mannekamp, dis die 12de tot die 14de Julie. En soos die naam sê, is dit 'n geleentheid vir die manne in die gemeente om bietjie saam weg te breek. Daar sal ook 'n geleentheid wees om te jag vir die wat wil, so as jou vrieskaste begin leegloop hier in die middel van die winter, is dit altyd 'n goeie tyd om dit weer vol te maak. So dit is vir die mans, maar jy is meer as welkom om ook jou seun saam te bring. Dit is regtig 'n goeie geleentheid, 'n jaarlikse gebeurtenis hier by die gemeente en altyd baie suksesvol. En ek weet daar is nog plekke beskikbaar, so kom gerus by Surya uit. Sy sal jou ook help met die jagpryse. Dan die 17de Julie is ons volgende nagmaal. Soos gewoonlik is dit maar by die kerkkantoor, so dit is die woensdag aand en jy kan ook net nou al die datum vasmaak en vir Surya laat weet of jy gaan kom, dat ons die getalle kan vasmaak vir dit. En dan ons tienerkamp is so 'n bietjie later jaar in September, so dit is oor daai lang naweek, die 21ste tot die 24ste September. So ouers, as jy 'n bietjie van jou tiener ontslae wil raak, dan is dit nou 'n belangrike datum om te onthou, en jou tiener bietjie weg te stuur saam met die gemeente. So dit is dan die belangrike datums. Kom ons stel onsself nou in om God se woord te hoor, en ons sluit bietjie af van die dinge van die week, terwyl ek vir ons een vers lees uit Eksodus 15, vers 2. My krag en sterkte is die Here, en hy is my redding. Hy is my God, en hom sal ek vereer, die God van my Vader, en hom sal ek verheerlik. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige hemelse Vader, Here, ons wil ook vanoggend net U naam verheerlik en vereer. En ons wil bely dat ons redding ook kry net by U. Here, as ons rondom ons kyk, lyk dinge partykeer woes en deurmekaar. Maar as ons mooi kyk, dan besef ons U is besig om U volmaakte raadsplan tot die nippertjie toe uit te voer. Here, dankie dat ons weet U is 'n vaste rots en dat ons weet U ons nooit sal laat vaar nie. Here, ons wil U dank vir die geleentheid wat ons het om so by mekaar te kan wees in U naam. Here, as ons U nou gaan loof en prys met ons lofgesange, wil ons bid dat dit offers wees wat sal opstyg tot by U voete en dat dit aanneemlike offers vir U sal wees. Ons bid dit als in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Goeiemôre kruisfamilie, baie welkom hier vanoggend. Staan saam met ons, dan prys ons die Here. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele
saam. Hoe heerlik eer U groote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister gasse bring wind. O Heer, U sorg vergroot vir alles en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, van deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U groote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U groote naam. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tale of whispered love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I see many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis met vlug, begin en die einde, begin en die einde. Almagtige Hemelse Vader, Heer, ons kom staan voor U in verwondering. Ons skou U heelal wat U gemaak het, en soos dit ons elke dag al hoe meer van hierdie heelal ontdek, so staan ons in groter verwondering van wie U is, van die mag, van die kompleksiteit van hierdie skepping ook van U. En Vader, ons dankie dat ons ook kan weet dat U nie net bloot groot is in mag nie, maar dat U ook groot is in liefde. Sodat ons kan weet, U het nie net die skepping gemaak en ons gelos nie, maar dat U daadwerklik besig is in elkeen van ons lewens. Dat U besorg is oor die pad wat ons loop.
Soveel so dat U woord vir ons bewaar het deur die eeue. Wel eerstens vir ons die woord gegee, dat U self aan ons openbaar het, daar waar ons U nie uit ons eie kan ken nie. Dat U vir ons hierdie woord bewaar het, dat ons dit in ons eie taal ook vandag kan lees. En Vader, so bid ons ook dan nou waar ons uit U woord gaan lees, daar waar U nou gaan spreek, dat ons werklik waar sal luister, dat enige iets wat dalk ons aandag kan aftrek, dat U dit sal verwyder, en dat ons suiwer na U woord sal luister. En dat daar waar U spreek, dat ons sal luister, en dat daar waar ons luister, dat ons sal uitgaan en ook dit gaan uitleef. En in die wêreld gaan verkondig hoe groot U is en hoe wonderlik U is. Mag ons dit elke dag beleef en ook uitleef, in Christus naam. Amen. Hoor julle, ons lees vanoggend uit Naam 1, vers 2 tot 15. Die Here is 'n besitlike God, en hy wreek hom. Die Here neem wraak met woede. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Hy is toornig teenoor sy vyande. Die Here is geduldig, maar geweldig sterk. Die Here laat beslis niks ongestraf nie. Deur donderstorms en orkaan loop sy pad. Wolke is die stof van sy voete. Hy berus by die see en laat dit opdroog. Al die riviere laat hy wegdroog. Basan en Karmel verdor. Die bloeisels van Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom, die heuwels stort ineen. Die aarde lê verwoes voor hom, ja, die wêreld met al sy bewoners. Wie kan staande bly voor sy verontwaardiging? Wie kan sy brandende toring weerstaan? Wanneer sy woede uitbars soos vuur, spat rotse voor hom uiteen. Die Here is goed, 'n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by hom skuil, maar met 'n vloedgolf vernietig hy die stad geheel en al. Sy vyande agtervolg hy tot in die duisternis. Wat kan julle teen die Here beplan? Hy rig 'n totale vernietiging aan. Bedreiging sal nie 'n tweede keer toeslaan nie. Selfs al word hulle saamgevleg tot 'n doringskerm en omring deur rankplante, hulle sal verteer word soos stoppels wat heeltemal droog is. Uit jou het hy weggetrek, hy het onheil beraam teen die Here, wat boosheid beplan. So sê die Here, al was hulle ook in volle sterkte, so baie as wat hulle was, soveel is afgemaai en het verdwyn. Ek het jou verneder, maar ek sou jou nie weer verneder nie. Daarom gaan ek sy juk breek wat op jou rus, jou stroppe gaan ek aan stukke ruk. Maar die Here beslis oor jou, koning, jou naam sal nie meer voortleef nie. In die huis van jou gode sal ek die gesneede beelde en gegote beelde vernietig. Ek berei jou graf voor, want jy is onbenullig. Kyk, op die berge is die voete van die een wat 'n goeie boodskap bring, wat 'n vredesboodskap laat hoor. Vier maar jou feeste, Juda. Betaal jou geloftes, want die booswigte sal nooit weer deur jou trek nie. Hulle is almal uitgeroei. Dankie Maxine. Kinders kan nou uitgaan na die kinderbediening toe, saam met Herman.
Reg, so kom almal ook uiteindelik uit. Reg, deur die eeue heen was en is daar mense wat die mag van die grootheid en die grootheid van God probeer afmaak as iets kleins. Hulle probeer God self te verklein. Ons sien dit vandag byvoorbeeld onder die wetenskaplikes, waar hulle aanskou die grootheid en die mag van die heelal, en dan sê hulle, dit het alles net so van self ontstaan. Hulle kyk na die wonderwerk van wat lewe is, en hulle sê, dit het alles net per ongeluk gebeur deur 'n protoplasma wat ontstaan het in die oertyd in die see. Enigiemand wat durf om teen dit te praat of wat 'n ander teorie wil gee, word afgemaak as onnosel of belaglik. Anders sal weer met die manier wat hulle leef, wys dat hulle geen vrees vir die Here het nie. Want wat kan God nou werklik aan my doen? Ek sal leef soos wat ek wil, want ek is die meester van my eie bestaan, en dit sluit eintlik half aan by die leuen wat aan Adam en Eva vertel is. Julle sal soos God wees. Met ander woorde, jy sal self kan besluit wat goed en wat sleg is. Elke keer wanneer ons sonde doen en ons weet wat ons doen is sonde, en ons weet wat ons doen is verkeerd, dan sê ons eintlik, ja, ek weet dit is nie wat God wil hê nie, maar ek hou van die plesier wat ek daaruit kry, en dus plaas ek myself bo die gesag van God, en dus sondig ek maar. Want in daardie oomblik maak ons God klein in ons gedagtes, sodat ons hom nie hoef te vrees nie. En dit is wanneer daar geen vrees vir God is nie, wat van die ergste en die mees bose dinge in die geskiedenis van die mensdom al uitgevoer is. Dink byvoorbeeld aan Stalin, die diktator van die VSSR, in die eerste helfte van die vorige eeu. Hy het meer as 20 miljoen van sy eie mense vermoor. En hoekom kon hy dit doen? Want het hy gesê, jy weet, hulle mislei ons, daar is geen God nie. Of Lenin, wat gesê het, daar is niks meer walglik as geloof nie. Of Pol Pot, wat gesê het, moenie in enige God glo anders as in sosialisme nie. Of, hierdie naam is nogals moeilik, Nicolae Ceausescu. Daar is geen, dit is die diktator gewees van Roemenië. En ek het al paar keer in die vorige reeks het ek verwys na Richard Wurmbrand. Dit is onder hierdie Nicolae se bewind wat Richard Wurmbrand ook gemartel is. Hy het gesê, daar is geen God om julle te beskerm nie, net die party. Of Fidel Castro, daar is geen goddelike beskerming nie, net die mag van die mense. Of Saddam Hussein, ons het God nie nodig nie, net die revolusie. In elke sfeer van die samelewing, waar God kleiner gemaak word as wat hy werklik is, steek boosheid sy kop uit. Dit is waarom die boek Spreuke begin met die woorde, of althans in die eerste hoofstuk van Spreuke waar daar staan, ontzag vir die Here is die begin van kennis, wysheid en vermaaning. Nou, in ander vertalings word dit vertaal met vrees vir die Here, is die begin van kennis, wysheid en vermaaning. En ja, die woord vrees in die Hebreëse konteks beteken respek of gesag, maar dit beteken ook ware vrees. Dit beteken letterlik om bang te wees, om sy mag te aanskou en te besef hoe verskriklik klein jy daar teenoor is. Want daar waar nie vrees is vir die Here nie, daar dink mense, hulle kan maak net soos wat hulle wil, want hulle gaan nie geoordeel word daarvoor nie. Daar sal nooit gevolge wees vir hulle dade nie. En deur God kleiner te probeer maak, probeer hulle ook dan die hoop van ander mense uit te blus, dat daar wel eendag geregtigheid sal wees. Deur God te probeer verwyder, wil hulle hê die mense moet eerder die knie voor hulle buig, as wat hulle die knie voor God buig. Nou, wat het dit met vandag se gedeelte te doen? Kom ons gaan kyk eers bietjie na die agtergrond hierso. God het aan die Israeliete gesê, voordat hulle nog in die beloofde land ingetrek het, sê hy vir hulle in Deuteronomium 4 vers 25 tot 27, indien hulle ander gode begin aanbid en korrup word, sal God hulle uitdelg en verstrooi onder die ander volke en hulle uit die land uit verwyder. Maar die Israeliete het nie ontzag vir die Here gehad nie. En toe begin hulle presies te doen wat God gesê het hulle moet nie doen nie.
En keer op keer het God hulle gewaarsku, maar hulle het nie geluister nie. Met ander woorde, dis soos of hulle God getoets het. Nou, ek het self nie kinders nie, maar ek was 'n kind op 'n stadium, en dit herinner my half aan daai tyd wat jou pa sê vir jou, moenie iets doen nie, en dan toets jy hulle, om te kyk, maar hy gaan mos nou nie regtig iets doen nie, en dan toets jy hom, en hy waarsku jou, en dan tot op 'n punt, en dan is jy eintlik baie spyt dat jy gedoen het wat jy gedoen het, of hy maak jou spyt. Hulle het dus geen vrees vir die Here gehad nie. Hulle het basies van God gedink, sy blaf is groter as sy byt. Maar toe in die jaar 722 voor Christus, toe stuur God die Assiriërs om die noordryk van Israel te verower. Nou die Assiriërs was 'n magtige ryk noordoos van Israel. Hulle was die magtigste en die mees gevorderde beskawing in daardie tyd. Hulle het die beste wiskunde, beste wetenskap, grootste weermag, die verste gevorderde tegnologie en die grootste ekonomie gehad in daardie tyd. Hulle het in daardie tyd al bestaan vir meer as 1000 jaar en in die 8ste eeu voor Christus het hulle die grootste ryk gehad wat die mensdom nog ooit gesien het. En die verowering van Israel was vreeslik gewelddadig en brutaal. Hulle het om en by 40 stede verower binne 'n tydperk van 'n jaar. Nadat hulle 'n stad verower het hulle die invloedryke mense van daardie stad almal onthoof en hulle koppe op 'n hoop geplaas buite in die poort van die stad. Die leier van daardie stad het hulle lewendig afgeslag en sy vel teen die stadsmuur vasgenaal. Daarna het hulle dan 'n groot deel van die bevolking weggevoer in slawerny oor die hele ryk. Hulle het ook dan gewoonlik die voedselproduksie van daardie stad of daardie omgewing so vernietig dat daar erge hongersnood sou wees vir die mense wat agterbly. Die mense wat hulle dan weggevoer het, moes te voet en ook baie maal naak oor ver afstande loop. Byvoorbeeld, die kortste afstand tussen Israel en Ninive, wat die hoofstad was van Assirië, was byvoorbeeld 600 km en dan moes mense nog oor 'n woestyn ook of deur 'n woestyn ook gegaan het. En terwyl hierdie mense dan ook so op pad was na Ninive toe, sou die soldate die Israeliete spot en afkraak deur hulle God te beledig. Want sien, in daardie tyd het die mense geglo dat wanneer volke teen mekaar oorlog maak, dan is dit in werklikheid hulle gode wat teen mekaar oorlog maak. En die volk wie wen, dit is daardie volk se God wat eintlik die ander volk se God oorwin het. So die Israeliete moes sekerlik ontsaglik hopeloos gewees het. Menslik gesproke sou hulle gedink het, dit is die einde van hulle wêreld. En daar geen hoop is nie. Want hierdie magtige ryk van die Assiriërs bestaan al vir eeue. Baie langer as wat Israel selfs al bestaan. Hulle is die magtigste ryk op aarde. Tegnologies die verste gevorderd. En alles is hulle net beter as enige ander volk op aarde. Hulle het selfs Egipte verower. Dus moes hulle seker gedink het, niks of niemand sal hulle ooit kan verlos of kan red van hierdie volk nie. Die Assiriërs bestaan al vir meer as 1000 jaar en hulle moes sekerlik gedink het, hy sal ten minste nog vir 1000 jaar bestaan. En dit is in hierdie tyd van hopeloosheid wat na hom op die toneel verskyn. Hy is 'n Israeliet wat in die Suidryk gewoon het, wat nie op daardie stadium verower was deur Assirië nie. Maar hy bring 'n profetiese woord van God aan die mense in die Noordryk. Die Assiriërs sê vir die mense van die Noordryk, hulle God is onmagtig en hy het hulle verlaat. Dis probeer hulle God kleiner te maak as wat hy is. Maar God praat deur na hom om vir hulle te wys dat dit glad nie die geval is nie. Ja, God het toegelaat dat die Noordryk verower word deur die Assiriërs, omdat Israel nie ontzag gehad het vir die Here nie. Maar dit maak nie die Assiriërs nou God se volk nie. Hulle bly God se vyande. En God keer nie goed
wat die Assiriërs teen Israel doen nie. En dit is waarom Naam sê dat God wreek hom op sy teestanders en hy is toornig teenoor sy vyande en God laat niks ongestraf bly nie. Die Assiriërs dink hulle kan wegkom met enige iets want hulle dink hulle gode is sterker en groter as die enigste ware lewende God. En ja, die Assiriërs en selfs die Israeliete kon dalk dink dat God onmagtig is. Maar dan gee Naam hierdie wonderlike gedig wat gaan oor die karakter van God en hoe magtig God werklik is. Assirië mag dalk voorkom as hierdie onoorwinbare fors, hierdie standvastige bastion wat vir ewig sal bestaan. Hierdie konstante, onveranderlike deel van Israel se toekoms. Maar teenoor God is hulle niks. Die gedig beskryf God se mag deur gebruik te maak van magtige natuurvorste. Want God is in beheer van die natuur. En as enige iemand al bietjie gaan kyk het na die mag van die natuur, dan sal jy gou besef, ons dink ons as mense is so magtig met ons stede en ons ekonomie en tegnologie, maar net 'n paar klein natuurrampe kan alles vernietig wat ons gedink het so sterk of permanent is. Dink byvoorbeeld, as ons kyk na vloede. In die jaar 1931 was daar 'n vloed in China gewees wat lewens van miljoene mense geëis het. Daar word vermoed dat die berekening is verskriklik moeilik om te besef hoeveel mense uiteindelik gesterf het, maar met die aanvanklike getal was dit 4 miljoen mense wat verdrink het in die vloed. En natuurlik dan die gevolge van hierdie vloed het ook nog meer mense se lewens geëis. Dit het China se ekonomie omtrent totaal en al vernietig. Aardbewings. Kyk byvoorbeeld na die aardbewing van Haiti in 2010, wat 230 mense se lewens geëis het en 1.5 miljoen mense haweloos gelaat het. Of dink aan vulkane. In die jaar 535, ekskuus. In die jaar 535 was daar 'n vulkaanontploffing van Krakatoa, die vulkaan Krakatoa, wat so erg was en dit het soveel as in die atmosfeer ingestoot, of in die stratosfeer ingestoot, dat daar vir 2 jaar lank winter was in die noordelike halfrond, wat hulle glad nie somer beleef het nie. Wat die son uitgedoof was vir 2 jaar. Hulle sê as daar vandag weer so 'n vulkaanuitbarsting moet wees, dan sal die mensdom erg sukkel om te oorleef. En daar sal definitief nie genoeg kos wees dan vir mense nie. Want dit het erge hongersnood veroorsaak. Verder, dink maar net aan al die skade wat orkane maak. Ons dink baie maal ons is so ver gevorderd met ons tegnologie, ons sal hierdie dinge kan oorleef, maar dit vat net een solarvlam wat groot genoeg is om al ons tegnologie nutteloos te maak. En ek sê nie die mense wat deur hierdie dinge getref word deur God gestraf nie. Noodwendig nie. Maar Naam gebruik hierdie beelde van natuurrampe om te wys hoe magtig God is. Want hy is die een wat die natuur gemaak het en hy is in beheer daarvan. Hierdie Assiriërs dink hulle is so magtig en God is onmagtig en kan niks aan hulle doen nie, want hulle is so ver gevorderd en ryk en het 'n groot sterk weermag. Hy kan die Assiriërs, hierdie ryk wat al vir 1000 jaar bestaan, vernietig in 'n oogwink. Om die waarheid te sê, hy doen dit ook. Hierdie ryk wat al 1000 jaar bestaan, en as jy hom vat van wat hy 'n stadstaat is, tot waar hy hierso in die 8de eeu voor Christus kom, bestaan hy al amper so iets soos 2000 jaar. Hierdie ryk wat al so lank bestaan, in die volgende 100 jaar het God hulle totaal en al vernietig. Wat hulle glad nie meer bestaan nie. En as dit nie vir die Bybel was nie, het baie min mense, as dit nie vir die Bybel en argeologie was nie, dan het baie min mense van hulle vandag geweet. Ons kyk so gereeld na al die boosheid in hierdie wêreld, die boosheid wat gedryf word deur mense wat geen vrees het vir God nie, geen ontzag het vir God nie.
En ons raak dan ook so moedeloos soos wat die gevange Israeliete is. Want hierdie boosheid lyk tog so magtig. En dit wil vir ons voorkom of hulle net gaan wegkom met al hulle boosheid. Dink byvoorbeeld aan die korrupsie in die wêreld, misdaad, moord, onregverdige oorloë en mense wat ander mense onderdruk, Christene wat vervolg word, valse evangelies wat verkondig word en mense wat uitgebuit en mislei word. Maar Naam verseker ons in vers 3 dat God niks ongestraf laat bly nie. Ons magtige God sal hierdie boosheid oordeel en hulle sal kry wat hulle verdien. En dit is 'n groot wonderlike troos. Maar indien ons eerlik is met onsself en oor hoe ons harte is en ons dade lyk, dan moet dit ons eintlik baie benoud maak. Want kyk, hier staan dat God niks ongestraf laat bly nie. En elkeen van ons het al bose dinge gedoen en gaan ook nog moontlik bose dinge doen in die toekoms. Want wie hier het nog nie iemand anders uitgebuit nie? Maak nie saak op hoe klein manier nie. Of gesteel nie, of iemand anders opsetlik seer gemaak nie. Of God probeer kleiner maak as wat hy is nie. In ander woorde, wie hier het nog nie gesondig nie? Ons almal het. En sien, dan is ons vyande van God en is God toornig teenoor ons soos wat ons lees in vers 2. En hy kan dit nie ongestraf laat bly nie. Hierdie magtige God is op pad om sy oordeel oor die mensdom uit te stort. Soos dit in hierdie gedeelte staan, die berge bewe voor hom, die heuwel stort ineen, wanneer sy woede uitbars soos vuur, spat rotse voor hom uiteen. Ons is veronderstel om in totale vrees te wees vir hierdie oordeel. Want dit is wat elkeen van ons verdien. Ons het en kom nog so gereeld in opstand teenoor God. Miskien genadiglik staan daar in vers 7, die Here is goed, 'n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by hom skuil. Die enigste rede waarom dit vir ons moontlik is, die enigste rede waarom ons hierdie aanslag van God se toorn kan ontvlug, is as gevolg van ons Here Jesus Christus. Want ja, God laat niks ongestraf bly nie. Ons is deel van die bose mense wat die oordeel van God verdien. Maar Christus kom sterf vir ons aan die kruis. God, die Seun, kom staan in die weg van God se toorn en verduur dit. En ons wat in die skadu van die kruis staan, word beskerm van God se regverdige toorn en woede, want Jesus vat dit vir ons. Ek het laasweek vir julle vertel van ek dink dit was laasweek, van die kanaal op YouTube, Need God Net. En hierdie week weer 'n klomp van hulle video's gekyk. En daar is so 'n beeld wat die ou gebruik, is in besonder wanneer hy ook met kinders praat, om vir hulle te verduidelik hoe die genade van God werk. En hy het hierdie prentjie van Jesus wat op die kruis is. Nou, ek hou nie daarvan as daar 'n afbeelding van Jesus gemaak word nie, maar dis 'n baie goeie illustrasie van Jesus wat aan die kruis is, en agter hom kom hierdie vuurvlam, verskriklike vuurvlam wat die toorn, die regverdige toorn van God verteenwoordig, en voor die kruis staan daar 'n seun. En soos dat hierdie vlamme dan kom, hierdie woede van God kom, dan keer die kruis dat hierdie persoon hier voor die kruis getref word deur daardie toorn. Dit is eintlik 'n verskriklike mooi beeld, want Jesus beleef die toorn van God en deur dit dan beskerm hy ons wat dit eintlik verdien. God is goed, sy naam. God is beter as wat ons ooit sou kon dink. Ons skuil by hom in die beskerming van die kruis. Ons verdien ook sy woede, maar hy is genadig. En ja, die mense in hierdie wêreld dink hulle kan God klein maak of totaal verwyder, maar God is op pad om sy oordeel op die mensdom uit te stort. Hier is 'n ramp wat afstorm op die mensdom, wat soos vers 5 sê, op al die inwoners van die aarde afstorm.
En dit is God se oordeel en toorn. Hulle vrees God dalk nie nou nie, maar hulle sal wel die dag wanneer dit dalk te laat is. En dis word aan ons 'n taak gegee. Aan elkeen van ons. Ons wat in die skadu van die kruis staan, ons wat in die beskerming van God is. Dat ons vir die res van die wêreld sal gaan sê, dat ons vir hulle sal gaan verkondig, dat hulle oë moet oopmaak, dat hulle werklik waar vreesagtig moet wees vir dit wat kom. Sodat hulle ook kan vlug onder die skadu van die kruis. Sodat hulle ook by God kan skuil en gered kan word deur die genade van ons almagtige, regverdige en goeie God. Amen. Ons bid saam. Ons groot almagtige Hemelse Vader. Heer, so gereeld wil ons U kleiner maak as wat U is. So gereeld wil ons U vir ons as mense meer tasbaar maak. Op 'n manier wat ons dink ons kan nie in 'n boks plaas en ons kan nie hanteer. So probeer ons U kleiner te maak, so probeer ons U minder magtig te maak. Sodat ons geweet is of ons nie pla nie en sodat ons nie vreesagtig hoef te wees vir wat voor lê nie, maar Vader, wanneer ons U mag aanskou, wanneer ons werklik waar lees in U woord wie U is, moet ons eintlik in vrees en bewering staan voor U. Dan moet ons op ons tande kners en ons moet ween. Want U moet ons eintlik totaal en al uitwis, vernietig en ons sal dit verdien. En Vader, ons dankie ook dat ons, wanneer ons na U kyk, dat ons kan sien dat U nie net 'n God van mag is nie. Dat U nie net 'n God van oordeel is nie, maar dat U ook genadig is. Dat U ook liefdevol is. Dat U U eie seun stuur om daardie oordeel, daardie vrees wat ons moet beleef, dat hy dit vir ons kom dra. Dat hy vir ons die straf op homself kom neem, sodat ons by U kan kom skuil. Sodat U die ark in ons vloed kan wees. Sodat U die bloed van die lam op die deurkusyn kan wees. Sodat ons kan weet, ons is gered. En Vader, met hierdie wete, met hierdie wonderlike gawe wat ons ontvang, hierdie genade wat ons ontvang, help ons om al hoe meer in verwondering te staan oor wie U is, oor die grootheid en die liefde, oor die mag en die karakter. En daar waar ons in hierdie wêreld so gereeld gekonfronteer word met dinge wat hopeloos lyk, met die boosheid wat lyk of die oorhand kry, dat ons kan weet, gemeet aan wie U is dit niks. Is hulle onmagtig. Dat ons kan weet ook, daar kom 'n laaste oordeel en ons is gered. En Vader, mag dit ons ook dryf ons deur die Heilige Gees, dat ons dit aan die res van die wêreld sal gaan verkondig, dat ons dit nie net vir onsself wil hou nie, dat ons, soos dit ons hierdie ramp sien wat op hierdie mensdom afgestorm kom, dat ons die tyd sal uitkoop, dat ons sal besef, die tyd is min. En dat ons die nood daarvan sal beleef, dat ons aan almal wat ons kan sal gaan verkondig en hulle onder die skadu van die kruis wil bring. Sodat die glorie net al hoe groter en al hoe meer besing kan word.
Vader, ons aanskou U grootheid, ons aanskou U mag, ons aanskou U liefde en die genade. Ons is dankbaar. Mag ons ook deur die krag van die Gees daardie dankbaarheid gaan uitleef en die wêreld gaan sigbaar maak. In Christus naam. Amen. Kruisfamilie, julle kan saam staan. Lord, I seize the battle, you see the victory. When, Lord, I seize the mountain, you see about to move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible to you. As I eat through the ashes, you see the beauty. When Lord I see the cross, God, you see an empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. When I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen. Ons glo in God die Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe